Onthou jy in COVID hoe belaglik dit was om my maskertjies te dra en die reëls wat rondom 'n masker is? Dat jy in 'n restaurant kon ingestap het met jou masker en die oomblik as jy sit mag jy die masker afgehaal het. Dat jy in die lughawe 'n meter uit mekaar het moet staan voordat jy op die vliegtuig klim, maar sodra jy in die vliegtuig is, dan sit jy langs die ou wat jy net 'n meter van moes afstand gedoen het. En dan mag jy jou masker glad nie afhaal nie, maar as jy eet, dan is dit okay jou masker af te haal. Jy weet dat die COVID kiem nie op jou klim as jy langs die strand op die pad stap nie, maar sodra jy op die strand loop in die sand, dan is jy in die moeilikheid. Dit maak net eenvoudig nie sin nie. Onthou julle, toe COVID eers lewendig geraak het, 9 uur in die aand en môreoggend 6 uur dan gaan slaap het weer en deur die dag is almal okay, maar jy moet vanaand 9 uur in jou huis wees. Dit was horrible geweest. Anyway, eendag stap ek in 'n game in en ek wou net 'n waier gaan kry, maar dit is so warm dat ek my masker net onder my neus het en boom kan uithaal. Ek weet nie hoeveel van julle dit gedoen het nie. En die volgende oomblik kom stap die game se manager, of nie die manager, die vloerbestuurder kom daar aan. Maar sy masker is bo-oor maar onder oop en die toutjies hang nie langs die kant. En hy sê vir my, trek jou masker oor jou neus. En onmiddellik sê ek vir hom, ek sal my masker oor my neus trek as jy jou masker om jou mond vasmaak. Want ek verstaan nie wat die verskil is tussen my neus wat bo asem uitblaas en jou mond wat onder asem uitblaas. Jou masker staan so, myne staan so. En hy sê vir my, meneer, jy moet jou masker oor jou neus trek, jy mag nie sonder hom gaan nie. En ek sê vir hom, ek sal nie my masker oor my neus trek nie. Ek sal my masker oor my neus reg trek wanneer jy jou masker om jou mond vasmaak. Nou, ek weet ek was verkeerd in daai oomblik geweest, maar ek kon nie die onregverdigheid meer verder hanteer nie. En ek sê vir my, ek is net hier om 'n waier te kry. En so loop en soek ek 'n waier en so loop hy agter my aan en bly trap my uit. En ek het nie 'n saak oor hom nie. Hy trap my uit. Hy sê vir my, gaan nou die polisie bel, laat die polisie my kom haal. Ek sê vir hom, hy kan nie polisie bel. Ek weet nie hoe gaan hulle my uitkry nie, wat die landswet sê. Jy moet social distance, so hulle mag nie aan my vat nie, so ek weet nie wat hulle gaan doen nie. En ek kon sien vir 'n oomblik, weet hierdie ou ookie wat moet doen en hy haal 'n besem van die rak af en hy begin druk my met die besem om my uit te kry. En ek dink hierdie is die grootste grap van my lewe. Ek haal my foon uit, ek maak nog 'n videoetjie. Ek sê, "Check hoe druk hierdie ou met die besem." Nou vra ek hom, nou as jy die besem terugsit, wie gaan dan nou volgende COVID kry dat jy my met 'n besem gedruk het? Die volgende oomblik stap 2 sekuriteit wagte in daai plek in. Hulle is reg om my uit te vat en ek vra vir hulle, "Are you guys going to take me out?" Hulle sê, "Yes." Ek sê, "But you're not allowed to touch me according to the law of this country. You need to social distance 1 meter." En ek kon sien, hulle weet ook nie wat om te doen nie en niemand het my daar uitgevat nie. En eventually kom die manager van die winkel na my toe, maar hy trap my uit, vloek my, skel my, jaag my uit sy winkel uit. So embarrassing. En op pad uit sê die Here vir my, hierdie ou sukkel met selfmoordgedagtes. En in my oomblik voel ek so sleg want ek het geen plek gehad om eers met hom te kon praat of hom te bedien in dit nie, omdat my arrogansie en my trots en my eie wat ook al ek in was daai dag in die pad gestaan het van hierdie. En ek voel so sleg en ek gaan huis toe en ek dink by myself heeltyd, Jesus, ek het nou hierdie was nou vir my vir 'n oomblik baie snaaks geweest totdat ek hierdie gehoor het. En nou weet ek nie hoe om dit te hanteer nie. So 'n dag of 2 dink ek gaan verby en ek soek gou vinnig die telefoonnommer van hierdie spesifieke winkel game en ek bel en ek vra kan hulle vir my asseblief die manager se telefoonnommer gee en hulle doen. En ek stuur vir my WhatsApp, ek sê vir my, jy het met jou winkel uitgegooi hierdie week en ek so jammer oor dit, ek weet nie of jy eers kan onthou nie. Ek so jammer dat ek Jesus sleg verteenwoordig het, maar terwyl jy my uitgegooi het, sê die Here vir my, jy sukkel met selfmoordgedagtes. En ek wil net jammer sê en dat ek 'n oor is om te kan luister. En hy reply terug, yes, hy doen sukkel met selfmoord hierdie week, hoe weet ek van hierdie? En ek het so 'n bietjie 'n paar gesprekke met hom gehad en saam met hom gebid. En ek wil vir jou sê vandag, jy weet jy kan so besig met jou eie goeders wees, dat wanneer die stem van die Here met jou praat, dan kan jy niks doen nie, want jy self het in die pad gestaan van wat God wil doen met die persoon voor jou. Dis die een ding. Die tweede ding is, selfmoord is nooit 'n opsie nie. En ek en jy, wat kinders van die Here is letterlik die koneksie tussen hemel en aarde vir die persoon wat Jesus nie ken nie. Dit is so belangrik vir my en jou, om nie op onsself so gefokus en gesentreerd te wees op wat ons dink is reg, wat ons voel is goed en wat ons dink is regverdig, dat ons 'n geleentheid mis om die evangelie en die goeie nuus van Jesus te deel met die persoon voor ons, en sodat lewe hulle porsie raak, wanneer hulle dink aan selfmoord die hele tyd nie. Die wêreld is nie 'n beter plek, wanneer ons weg is hier. Die wêreld is 'n beter plek met ons hier, wanneer ons weet wie ons in Christus is, en Christus in ons is, sodat ons die hoop van die heerlikheid, die goeie nuus kan bring vir 'n wêreld daar buitekant, wat net dink daaraan om nie meer te leef nie. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Vandag wil ek sommer net weer kom jammer sê vir daai dag, wat ek so arrogant opgetree het. En Here, ek dank U dat ek U stem kan hoor in elke situasie hier vanaf vorentoe. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Here, dat U met my sal praat en met elke persoon wat hier luister wat 'n hart het vir die mense voor hulle.
dat daar 'n plek sal wees waar ons U stem kan hoor en regtig in good conscience die evangelie kan deel met die mense wat voor ons staan. Here, ek weet ons kan mense kwaad maak en mense kan ons kwaad maak, Jesus, dis deel van die lewe. Maar ek bid, Here, dat ons regtig in liefde sal groei, sodat ons selfs in die moeilikste situasies weet hoe om opreg lief te hê. En ek prys U daarvoor vandag in Jesus se naam. Amen.